Goeiedag vir 12 leerders. Welkom by vandag se geskiedenisles. My naam is Meneer Dixon. Hierdie les word aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in vennootskap met Pakama Research and Development basisleerders. Soos ek gesê het, welkom. Ons moet bietjie kyk hoe om sekere vrae te beantwoord wat gepaard gaan met die verskillende tipe bronne. Maar voor ons voortgaan met die inhoud en voor ons voortgaan met enige vrae, moet ons weet wat is die verskillende kognitiewe vlakke wat gevra word in die verskillende tipe vrae. So kom ons gaan gou na die verskillende tipe vrae wat die verskillende vlakke van vrae wat gevra word. So ons moet onthou leerders dat daar is vraag 1, daar is vraag 2, daar is vraag 3 basis. So nou ons vraag 2 en vraag 3 basis. So vraag 1, daar is vraag 1, 2, vraag 3 vraag. Vraag 2, vraag 1, vraag 2, vraag 3 vraag. Vraag 1, vraag 2, vraag 3 vraag basis. So wat hier gebeur leerders is dat daar is 3 vlakke in elke tipe vraag. So die brongebaseerde vraag in vraagstel 2, vraag 1, vraag 2, vraag 3. So al die vlakke wat u sien op die skerm is die vlakke wat gaan gevra word per vraagbasis. So leerders moet nie deur mekaar raak en vir hulle self sê dat vlak 1 gaan dit met vraag 1 nie, vlak 2 gaan dit met vraag 2 nie en vlak 3 gaan dit met vlak 3. Nee. Vlak 1, vlak 2, vlak 3, so net so dit op die skerm is, dit is hoe dit gevra word basis. Nou kom ons kyk wat is vlak 1. Vlak 1 tipe vraag beteken ons haal die antwoord uit die bron. So 12 punte. 12 punte is vrae wat hulle uit die bron uithaal basis. So die ander 2 punte, onthou vlak 1 vraag is 14 punte, so die ander 2 is vir die konsep. Nou leerders, dit is uiters belangrik dat ons moet verstaan dat 12 punte is in die bron gebaseerde, in die verskillende bronne. Onthou as jy besig is met vraag 1 en dan is dit bron 1A, 1B, 1C, 1D. So reg oor basis kry ons vlak 1, vlak 2 en vlak 3. So ons praat nou eintlik nou vandag huidiglik net oor vlak 1 basis. So die vlak 1 vraag, dat is 12 antwoorde wat in die bron is. En dan die 2, dit is 'n konsep wat u moet onthou. So u moet die konsepte gaan aanleer, en as u dit aanleer, dan as u dit ken, dan gaan u 14 punte kry basis. So wat die tipe vraag is vlak 1 vraag? Vlak 1 vraag is basis, noem, of jy moet identifiseer, so jy moet noem, jy moet identifiseer, jy moet lys, of dan vra hulle byvoorbeeld, jy moet uithaal. So as jy moet uithaal beteken, dat jy moet het copy-paste, maar wat gebeur is, leerders, as hulle sê, volgens die bron, van baie male is daar vrae wat sê, volgens die bron, dit beteken, jy kan dit nie net so oor direct skryf basis nie. Maar wat jy moet weet is, van vlak 1 vraag, 12 is in die bronne in, 2 is die konsep wat jy moet aanleer basis, en dit geef vir ons 14 punte op die einde van die basis. Dan het ons vlak 2 vraag. So wat is vlak 2 vraag basis? Vlak 2 vraag is, daar moet die leerder moet in staat wees om te interpreteer, en die getuienis of die antwoorde wat in die bronnen is, moet geïnterpreteer word op die einde van die dag basis. Dan moet u in staat wees om te verklaar, om die inligting uit die bronne te haal, te verklaar en dit te versamel basis op die einde van die dag. Dan moet u dit kan analiseer, so u moet basis die antwoorde wat in die bron is, laat ons sê antwoorde, kom ons sê basis, die feite wat in die bron is, lei ons na die antwoord toe, as ons moet iets analiseer basis. So as u dit analiseer, die feite is in die bron, so dit lei ons na die antwoord toe.
Nou met vlak 2 vra, daar is sekere vrae waar die antwoorde binnekant die verskillende bronne is. Onthou, vlak 2 vra is basies 20 punte en die gewig wat dit dra is basies 40% vir daardie sekere tipe vraag wat u moet beantwoord op die einde van die dag. Dan onthou leerders, ons praat van interpretasie en ons praat van om het te analyseer op die einde van die dag. So is 2 verskillende goede wat ons noem hierso. Maar die tipe vraag wat u kan verwag basis is basis tipe vraag soos in die bron en die eie kennis. Daai is die tipe vraag wat hulle gaan vra. Of hulle gaan vra, beskryf wat sê hierdie bron vir ons. Of wat probeer die bron vir ons sê. Dan, dit is uiters belangrik leerders, dat jy het gesien, daar is 'n konsep wat 2 punte tel. In vlak 2 is daar ook 'n konsep, maar die konsep in vlak 2 is altyd leerders wat ons roep in verband met die tema wat jy mee besig is. In vlak 1 is dit moet jy die konsep beskryf wat in die handboek is. In vlak 2 vra hulle ook konsepte, maar dit over daar's 'n verhouding met die tema wat jy mee besig is basis. Dan gaan ons na vlak 3 toe leerders basis. So vlak 3 leerders, jy moet kan interpreteer, evalueer en die antwoorde uit die bron uitkry, maar dit moet geïnterpreteer word, dit moet geëvalueer word op die einde van die dag. Dan kry ons, daar is ander verskillende bronne ook wat vlak 3 is basis. Jy moet kyk na die nuttigheid, betroubaarheid, veroordeel en beperkingsbasis. So, as ons kyk na nuttigheid, of kom ons kyk eers na betroubaarheid. As ons kyk of 'n bron betroubaar is, daar's 2 vrae wat jy moet altyd vra. Is dit korrek? En as jy sê ja, dit is korrek, dan die ander vraag is, hoe korrek is dit basis op die einde van die dag? Dan kyk ons nou, hoe korrek is dit? So ons praat nou van betroubaarheid. Is die bron betroubaar basis? So as dit korrek is en dit kan nou betroubaar wees, dan moet ons vra, hoe is dit korrek? Hoe is dit betroubaar op die einde van die dag? En dit gaan ook vir u sê wat 'n antwoord moet u skryf. Gewoonlik, vra hulle, hoeveel? Gewoonlik, en as ek kom by betroubaarheid, vra hulle, wie het die bron geskryf? Dan, daardie antwoord is basis in die opskrif van die bronbasis. Hulle vra byvoorbeeld wie die bron geskryf, hulle vra byvoorbeeld, is daar 'n datum? So as daar datum is en die datum is akkuraat met die tyd wanneer hierdie onderwerp plaasgevind het, dan sê jy, dit is betroubaar basis op die einde van die dag. Maar onthou nou, jy moet die datum altyd noem. Jy moet altyd sê, die bron sê vir ons, dat op die 29ste Augustus 1982 het hulle basis die ek in plaas in basis gesit. So, betroubaarheid, jy moet nie sê, daar is 'n datum nie, jy moet die datum noem basis. En hoekom was die datum op daardie tydspit nog gesê basis? Dan ook, as die source, die bron betroubaar, jy moet nou basis nou sê, die bron is betroubaar van dit is 'n uittreksel uit 'n koerant uit basis. En dan noem jy die koerant se naam. Dit is 'n uittreksel uit die Daily Mail basis op die einde van die dag. Dan veroordeel en betroubaarheid word min of meer op dieselfde vraag gebeantwoord basis. Dan gaan ons na beperkings toe. Beperkings, as hy net datum is nie, as hy net 'n naam van skrywer is nie, dan is die bronbasis beperk op die einde van die dag datum. Ons sien nie wie geskryf nie, maar beperkings ook. Ons moet kyk, is die bron, is dit 1 punt, kom het van 1 kant af, as ons sê 1 punt, ons praat van kom het van 1 kant af, of word het geskryf deur die oppositieparty op die einde van die dag basis. So dit is uiters belangrik dat ons moet verstaan, betroubaarheid, veroordeel,
word min of meer op dieselfde manier beantwoord en beperkings, ons kyk na dat datum, wie het geskrywe, van waar af kom hierdie informasie wat ons te doen het basies. Dan moet ons ook kyk na die vergelyking van verskillende tipe vrae. Ons praat net oor vlak 3 vrae nu, so ons moet kyk van die vergelyking van sekere tipe vrae. Onthou, dit is uiters belangrik dat as ons praat basis van die verskillende tipe vrae, dan is dit uiters belangrik dat ons moet weet leerders dat ons kry as jy vergelyk bron A met bron B, dit beteken as hulle praat van vergelyking basis, dan praat hulle basis wat is dieselfde wat in bron A en bron B is op die einde van die dag. Dan praat ons van nou kontrasteer. Kontrasteer beteken wat is verskillend van A en B basis. So vergelyk beteken dieselfde ding. As dit gekontrasteer word, dan is dit 'n verskil wat in bron A is en bron B is op die einde van die dag. Dan die laaste vlak 3 antwoordbasis is wat ons roep die paragraaf vraagbasis. So dit is ook uiters belangrik dat ons moet weet leerders, wat is die paragraaf vraag. So die paragraaf vraag, dit is uiters belangrik en ons gaan dit nou hanteer basis. Dan voor ons na die paragraaf vraag toe gaan leerders, dit is uiters belangrik dat ons moet weet, elke vraag het 'n sleutelvraag. So die sleutelvraag is die paragraaf vraagbasis. So voor u by die paragraaf vraag kom, doen u 1A, 1B, 1C, 1D. U doen 2, 1, 2B, 2C, 2D. Ek praat nou van die bronne wat aan u bekend gestel word basis op die einde van die dag. Nou wat moet u doen? U gaan na as u vraag 1A beantwoord, dan moet u onderstreep wat al klaar die sleutelvraag beantwoord. Van die sleutelvraag is u paragraafvraag op die einde van die dag. So dit sê vir my leerders, as jy na 1B toe gaan, moet jy onderstreep wat al reeds die sleutelvraag beantwoord. As jy na C toe gaan, dieselfde storie. Na D toe gaan, onderstreep wat al klaar. So as jy begin met die paragraaf antwoord, dan moet jy dit nie net direk so oorskryf nie, jy moet dit parafeer op die einde van die dag. So dit is uiters belangrik dat jy moet verstaan wat is om te parafeer. Parafeer beteken basisleerders, jy haal het uit, maar jy skryf het nie direk net so oor op die einde van die dag nie. En ek is seker jy het nou 'n beter idee hoe om die paragraaf vraag te beantwoord basis. So kom ons gaan na die eerste vraag toe. So die eerste vraag is op die skerm, jy sien daar burgerlike weerstand van die 1970s tot 1980s. En dit is vraag 1 vir vraagstel 2 basis. Dan kom ons gaan goed deur die fokusvraag. So die fokusvraag is die krisis van apartheid in die 1980s. Regering se poging om apartheid te hervorm. So waarom moes hulle apartheid hervorm? Dit is die vraag wat ek altyd vra. Waarom moes hulle apartheid hervorm? Van na die 16 Junie optog in Soweto, het die wêreld se fokus sterk op Suid-Afrika. Van onnodige kinders is vermoor. En die foto's wat gevat was, was basis reg oor die land versprei op die einde van die dag. En apartheid moes gehervorm word, want sanksies was teen Suid-Afrika al klaar opgehef in die 70s al klaar basis. En dit is hoekom dit so uiters belangrik was dat apartheid moet gehervorm word. En die eerste stap wat geneem was deur P.W. Botha was die stedelike Bantu owerheidswet basis. Dit was die eerste en dit was in 1982. Nou die vraag is, wat behels die stedelike Bantu owerheidswet? Wat behels dit basis? Hulle toegesê dat elke huis wat basis in die swart woonbuurte was, en in Engels sal ons sê townships was, hulle toegesê daardie huise kan gehuur word basis vir 99 jaar, en ons weet, geen persoon kan lewe vir 99 jaar nie. En dit was die eerste ding wat hulle toegedoen het basis.
maar dat het ook moet sekere strafmaatreëls gekom basis. As u nie die rent kan betaal by die einde van die maand nie, was hy uitgesit basis. Vandag het ons wat ons roep die red ends, daardie persone met die rooi pakke. So in die verlede het hulle gekom en dan het hulle die deur toegesluit en dan kan u nie ingaan totdat u die rent moet gaan betaal op die einde van die dag. Die tweede ene is, hulle het gesê daar kan basis nou kandidate na vore kom wat kan verkies word om 'n councillor te word in die swart woonbuurte in Suid-Afrika. Maar leerders, die rede waarom PV Botha gepraat het van hervorming, dat hulle apart moet hervorm, het ook gesê dat Suid-Afrika word aangeval. En wat was die aanval? Deur kommunisme. En omdat Suid-Afrika aangeval word deur kommunisme, moet ons verstaan wat het PV Botha van gepraat. Dit is belangrik leerder dat ons moet verstaan dat Namibië was vir Suid-Afrika gegee na die Eerste Wêreldoorlog om te sê dankie dat u ons gehelp het om die Duitsers te nie te vernedig nie, maar basis om dankie te sê dat hulle die Duitsers oorwin het in Afrika basis. Want Namibië was geannexeer deur die Duitsers en in Tanzania het die Duitsers ook geprobeer oorvat basis, maar Suid-Afrika was die land wat sterk na vore toe gekom het en vir daardie rede het hulle die Duitsers oorwin in Namibië en Tanzania basis. So Suid-Afrika het toe Namibië gekry as 'n 5de provinsie. Onthou, Suid-Afrika het 4 provinsies gehad, maar hulle het Namibië gekry as 'n 5de provinsie. Nou bo Namibië is Angola. Toe Angola hulle vryheid gekry het basis in 1975 van die Portugese, het die MPLA oorgevat in Angola, maar daar was ander partye wat dit verhoed het, die FNLA en UNITA basis. Hulle het dit verhoed dat die MPLA die hele land kan regeer basis. En wat daartoe gebeur het is dat die UNITA was toe geondersteun deur die Suid-Afrikaanse weermag en ook VSA basis op die einde van die dag. En wat toe gebeur het is dat in 1998 toe ontvang Namibië hulle onafhanklikheid van Suid-Afrika af basis. So dit is uiters belangrik dat as Angola 'n kommunistiese land word, onder is Namibië wat 'n 5de provinsie van Suid-Afrika. So dit is belangrik om te verstaan dat Suid-Afrika het geprobeer om kommunisme te stop basis in die stede van Afrika. En dit was uiters belangrik dat dit moet sukses behaal op die einde van die dag. En dit is hoekom hulle moet apartheid hervorm het op die einde van die dag. So die eerste wet wat toegepas was in 1982 toegepas en dit was die stedelike Bantu owerheidswet. Die tweede wet wat hulle toegepas was die 3-kamerstelsel op die einde van die dag. So die 3-kamerstelsel het beteken dat in Suid-Afrika 3 rasse moet in parlement na vore kom. En hierdie 3 rasse was die blankes, dit was die Indiërs en dit was die kleerlinge basis. So die blankes, ons praat van die wit mense op die einde van die dag. Maar die Indiër en die kleerling het nie sê gehad in die parlement nie. Hulle moes net daar so sit en hulle was basis geroep die puppets van die nasionale apartheidstelsel basis op die einde van die dag. Maar omdat die 3-kamerstelsel ingestel was daar weerstand. En dit noem ons die interne weerstand teen hervormings in Suid-Afrika basis. En hierdie weerstand het toe basis nie net beginne in 1983 nie, maar dit het beginne basis in 1973 waar die vakbonde na vore gekom het basis. Maar in 1983 het ons toen wat na vore toe gekom het was die UDF. So dit is basis die Verenigde Demokratiese Front basis. En wat gebeur het daar is dat ander organisasies het ook deel gevorm van die Verenigde Demokratiese
federasie en dit is die UDF basis. So wat uit die UDF gekom het, was basis die siviele organisasies. So as ons praat van siviele organisasies, ons praat van die in Engels hulle sê the role of the civic basis. En die siviele organisasies, hulle was basis verantwoordelik vir die dagse gebeure wat plaasgevind het deur die leierskap van die UDF basis. Nou wie was die leier van die UDF? Van die Verenigde Demokratiese Front? Dit was basis Dr. Reverend Jan Boesak basis. En die ander leiers was soos Frank Chakane, Aartsbiskop Desmond Tutu, Beyers-Ondee was ook deel van van daardie organisasie basis. Maar onthou leerders dat die UDF het nou verskillende organisasies gehad, maar COSATU was toe ook ingestel in ons sê maar 1984 na 1985 basis. En toe COSATU na vore kom, onthou nou, COSATU beteken Congress, dit is basis die Kongres vir die Werkers in Suid-Afrika basis. En die leier van COSATU was ons huidige president, Cyril Ramaphosa op die einde van die dag. Maar in 1988 het die government toe die UDF geban basis en alles wat 'n verhouding gehad het met die UDF. En die UDF se naam het toe verander en hulle naam was toe Massa Demokratiese Beweging basis, Mass Democratic Movement basis. So die UDF se naam het net verander in 1988. So dit is uiters belangrik dat ons moet dit verstaan. Maar daar was ander organisasies ook wat ook deelgeneem het met die interne weerstand basis. En dit was die End Conscription Campaign. Dit was die End Conscription was gelei deur wit soldate wat nie wil deel weer was van die weermag in Suid-Afrika nie. Dan het ons ook die Black Session. Die Black Session was gelei deur wit vrouens wat geprotesteer het basis voor die hofde. Hulle het nie net voor die hofde nie, maar hulle het ook voor geboue gaan protesteer basis op die einde van die dag. So leer, dis net 'n oorgawe wat jy moet ken vir die inhoud vir die burgerlike weerstand. So jy moet deur die notas gaan wat die onderwyser u gegee het, want dit gaan die leiding gee hoe om die vrae te beantwoord. Onthou leerders, u kry verskillende vlakke. Vlak 1, vlak 2, vlak 3. So vlak 2 en 3, dit is waar u moet die inhoud basis bestudeer het. Kom ons gaan gou na bron 1 toe. As ons klaar bron 1 gelees het, en aangelees het, dan gaan ons 'n bietjie vrae beantwoord basis. Kom ons lees gou die opskrif en dan gaan ons aan die bron. So die opskrif lees as volg: na die Soweto-opstand van 1976 het die Suid-Afrikaanse regering onder leiding van P.W. Botha veranderinge bekendgestel wat hulle as hervormings aangebied het, genaamd die total strategie basis. So die totale strategie was om kommunisme te verhoed, om wortel te vat in die suide van Afrika basis. Botha het ook die krag van Verenigde Swart Weerstand besef basis. Kom ons gaan na die bron toe. Die Nasionale Party, NP, regering het aanvanklik verdeeldheid en heersbenadering gebruik deur die bevolking in etniese Zulus en Sothos en Pedis en Ndibeles groepe te verdeel en elkeen anders te behandel. Hierdie verdeling het egter nog geval en die weerstand teen apartheid het al hoe meer verenig geword basis. Die regering het dus probeer om nuwe maniere te vind om die bevolking te verdeel. Sy strategie was om 'n klein en sorgvuldige nog gekosie en beheerde aantal swart mense in die middelklas toe te laat basis. Kom ons gaan aan met bron 1a. Die gedagte was om 'n ryker swart middelklas te skep. Nommer 1. Wat apartheid en die regering sou ondersteun omdat hulle apartheid nou nodig gehad het om hulle verhoogde posisies te handhaaf. Swart weerstand verminder
sou word basis. In 1982 het PW Botha se regering die stedelike Bantu-owerheidswet aangeneem, wat 'n poging was om meer mag aan swart plaaslike raadslede in die townships, in die woonbuurte te gee basis. Die regering het ook probeer om die gaping tussen kleerlinge, Indiërs en Afrikaners meer nog gedefinieer te maak basis. Dit is gedoen deur die nuwe grondwet wat die Nasionale Party in 1983 bekendgestel het. Die grondwet het 'n nuwe parlementêre stelsel geskep, genaamd die Trikameral parlement. Botha se regering het voorgestel dat die politiek mag in Suid-Afrika gedeel moet word onder blankes, kleerlinge en Indiërs basis. Met geskiede 'n parlementshuise wat vir elke rassegroep gestig was op die einde van die dag basis. Kom ons gaan na die vraag toe en dan kom ons weer terug na die bron toe basis. Kom ons kyk gou 1.1.1. Onthou leerders, as die eerste vraag nie konsep is nie, of 'n term is nie, en sê byvoorbeeld 1.1.2 was die eerste vraag, dan word die antwoord gevind in die eerste 4 lyne. Alright, leerders, kom ons gaan na 1.1 toe. Definieer die term totale strategie in jou eie woorde in. Die puntetoekenning is 1 maal 2 en dit geef ons 2 punte. Kom ons kyk na die antwoord toe. Botha se beleid om klein hervormings aan die apartheidstelsel te maak om alle oppositie te onderdruk, die regering se reaksie op die totale aanvalle basis. Kom ons gaan na vraag 1.1.2 toe. Waarom dink jy het PW Botha hierdie hervormings bekend gestel? Kom ons kyk na die antwoorde. Om internasionale kritiek op apartheid te verminder, om wit Suid-Afrikaners tevrede te stel, om interne swart weerstand te verminder, enige ander relevante antwoord wat verbind hom met hierdie tipe vraag. En hierdie ene gee vir ons 2 punte op die 2 punte vir 1 vraag op die einde van die dag basis. Kom ons gaan na vraag 1.1.3 toe. Gebruik die inligting in die relevante bronne en jou eie kennis om te verduidelik hoekom die apartheidsregering die Urban Bantu, nou die Urban Bantu Authorities Act is die stedelike act basis wat toegepas was in 1982. Kom ons kyk gou na die antwoord. Die antwoord is om swart mense as gemeenskaplike raadslede aan te stel en hulle mag te gee om sake in die townships te bestudeer. Om swart mense beperkte mag op plaaslike vlak te gee, om hulle vraag na politiek gerigte te verminder op die einde van die dag. Kom ons gaan na die volgende vraag toe. Volgende vraag is, citeer bewyse, dit beteken haal bewyse uit die bron, wat dui op die feite dat die nasionale regering hervormings tot apartheid instel gelei het. Kom ons gaan gou na die antwoord toe. Die puntetoekenning is 2 maal 1. Spesifieke apartheidwette is verslap of verwyder, soos die Separate Amnesties Act, selfs sommige van hulle raken die toestroming van swart mense na stede in Suid-Afrika en werkbeperkings vir blankes basis. Leerders, dit was die eerste bron wat ons gedoen het. Kom ons gaan basis na die tweede bron toe. Tweede bron basis hier, ons kan sien dat is spotprint, en hierdie spotprint is geneem uit Shooters geskiedenis, wat spotprint se pragtige uitdrukking van die Trikameral parlement uitbeeld, en ons kan basis sien, daar is persoon daarso, hierdie persoon is die kleerlinge, en hierso is die blankes, en hierdie is die swart mense, wat in hulle eie woonbuurte gewoon het op die einde van die dag. Ons moet verstaan dat die swart persoon was nie deel van die 3-kamerstelsel nie. En omdat hulle nie deel was van die 3-kamerstelsel nie, wat was die redes waarom? Hulle het hulle tuislande gehad, waar hulle kan hulle politieke mag uitoefen op die einde van die dagbasis. Kom ons gaan gou na die eerste vraag toe basis. Vraag 1.3. Dit sê daar is 'n vergelyk bron 1A met 1B. Verduidelik hoe die inligting in bron A
die bewyse in bron B ondersteun rakende die implementering van hervormings wat deur die apartheidsregering ingestel was, 2.2 basis, soos 'n vergelyking, onthou ons van 'n vergelyking gepraat en 'n kontrastering gepraat vroeër, so nou doen ons die vergelyking hierso. 1.3, kom ons kyk na die antwoord, ons het klaar die vraag gelees, 'n vergelyking van bewysheidbronne, bron 1A en bron B. Wat 3 vraag, bron A stel dat die regering verdere lei en heers benadering gebruik het deur die bevolking te verdeel basis. Dis die eerste vraag daarso. Bron 1B toon dat die regering 'n nuwe parlementêre stelsel geskep het wat verskillende huise vir verskillende rasse geskep het basis. So dit gee vir ons 2 punte op die einde van die dag. Dan gaan ons na die volgende antwoord toe. Bron 1A stel dat die regering voorgestel het dat politieke mag onder blankeskleurlinge en indiërs nog gedeel sou word. Bron 1B toon dat die drie rassegroepe in die parlement verteenwoordig sal wees basis. Ons kan sien also, en die toekenning is 2x2 en dit gee vir ons 4 op die einde van die dag. So leerders, dit was net 'n oorsig oor die inhoud van vraag 1, so nou gaan ons na vraag 2 toe, so ons gaan net gou 'n oorsig gee van die inhoud en dan gaan ons gou 'n brongebaseerde vraag doen basis. Die Waarheid en Versoeningskommissie. Vraag 2. Basis, dit was 'n rechtsgelyke liggaam wat in Suid-Afrika saamgestel was na apartheid, ons sal sê basis nadat apartheid gestop is, en die persoon wat in beheer van dit was aartsbiskop Desmond Tutu basis. Sy ondervoorsitter was Dr. Alex Bouwering basis. Enige iemand wat gevoel het dat hy of sy as 'n slagoffer van geweld was tussen, uiters belangrik leerders, ons moet sê, tussen 1960 tot 1994. So as jy gevoel het dat jy 'n slagoffer was van geweld gedurende 1960 tot 1994, kon u na vore kom en gehoor word by die Waarheids- en Versoeningskommissie basis. Ons moet weet dat daar was 3 komitees gestig vir die Waarheids- en Versoeningskommissie. En die eerste ene was basis waar hulle geluister het, is hierdie misdaad wat gepleeg was, is dit polities? As dit polities was, vertel hierdie persoon die waarheid op die einde van die dag. Dit was nou die eerste komitee basis. Die tweede komitee was wat ons roep die amnestie komitee. So as hulle met die eerste komitee gesê het, jy kan amnestie kry, nou gaan jy na die amnestie komitee, nou sê die amnestie komitee vir jy hoeveel en wat gaan gebeur basis. En dit vat ons na die volgende komitee, en daardie komitee was wat ons roep die herstelkomitee op die einde van die dag. En dit is uiters belangrik dat ons moet die 3 verskillende komitees kan onthou as dit kom by die Waarheid- en Versoeningskommissie basis. Dan moet die oortreders van geweld kon ook op publieke nog getuig word basis, en amnestie sal dan gegee word as die misdaad polities was en hulle vertel die waarheid op die einde van die dag. So dit was basis 'n openbare vorm, so as die misdaad gepleeg was basis in Soweto, in White City, dan het die Waarheids- en Versoeningskommissie gegaan na Soweto toe, en dan die gemeenskapsaal ingedring, en dan het die procedure het toeplaas nog gevind in die gemeenskapsaal. Leerders. Dan, ondanks wat er seker gebreke wat plaasgevind het, want sekere mense voel dat die Waarheids- en Versoeningskommissie was nie ten volle suksesvol nie, anders voel dit was suksesvol, so daar is onder ons oor of het suksesvol was of nie. Maar wat ons net met kennis dra, is dat hulle het gekyk na misdade, wat polities was, tussen 1960 tot 1994, uiters belangrik dat ons moet dit onthou. Dan het hulle ook amnestie gegee. So, as jy amnestie gekry het en jy was basis die slagoffer, dan het jy gekry R30.000. Ook dan het jy
basis gegaan vir wat ons sê counseling in Engels en Afrikaans eens, het nog gegaan vir berading basis op die einde van die dag. So dit is 'n oorsig oor die Waarheids- en Versoeningskommissie. Kom ons gaan gou na die bron toe. Die bron is soos volg, bron 2C. Die foto hieronder is by Sizwe Kondile se geestelike reparasie terugkeer geneem. Dit het op 1 Julie 2016 in die Oos-Kaapse plaaslike koerant Eyewitness News verskyn. Dit beeld Sizwe Kondile se familielede, naamlik Bantu Kondile, Sizwe se seun, Nombulelo, Sizwe se suster, Kwezi, Sizwe se neef, en Pet Kondile, Sizwe se neef ook. Op 30 Junie 2016 uit saam met Vusi Bukile by die plek in Komatipoort waar hulle sy geestelike reparasie teruggekeer het, uitgevoer het basis. Vusi Bukile, ons lees hieronder, Vusi Bukile praat namens die Kondile familie basis. So hier sien ons die foto en kom ons gaan na die vraag toe basis. So die vraag is as volg, 2.3.1, gebruik bron 2C as die bron wat ons nou net deurgegaan het. En die vraag is soos volg. 2.3.1 verduidelik waarom hierdie foto baie belangrik vir die Kondile family kon wees. Die puntetoekenning is 1x2 basis. So die antwoord is soos volg, leerders. Die antwoord is soos volg, 2.3.1. Dit het die oomblik vasgevang toe die Kondile familie die geleentheid gehad het om 'n simboliese nog gedenksdiens vir Sizwe Kondile hou, naby waar daar van sy oorskoot ontslaag geraak is basis. Dit is die eerste vraag, so dit beteken, daardie vraag kan vir my 2 punte gee basis. Kom ons gaan na die tweede antwoord toe. Dit toon hoe die familie met Sizwe se dood tot berusting kom, afsluiting daar gekry. Dit is 'n herinnering vir die familie oor die proses van geestelikheid, reparasie van Sizwe Kondile se begrafenis van sy geestelike oorskot, enige ander relevante antwoorde wat die vraag gaan beantwoord basis. Kom ons gaan na vraag 2.3.2. Gebruik die inligting in die bron en jou eie kennis en lewer kommentaar op waarom Vusi Bukile by die Kondile familie aangesluit het basis. 2x2. So dit beteken, jy moet 2 antwoorde gee en gaan 4 punte kry op die einde van die dag. So 1 antwoord is 2 punte werd. So dit is interpretasie. Onthou toe ons begin het toe doen ons vlak 1, vlak 2, vlak 3. So nou kan jy sien, bron 2 ons as die tweede vlak 2 vraag. So interpretasie. So die eerste antwoord is, hy was een van Sizwe se vriende, lede, kamerade. Hy het in 1980 saam met Sizwe Kondile Maseru toe Lesotho toe gegaan. Hy het 'n boek oor Sizwe met die titel The Life and Times of Sizwe Kondile. En dit is basis is a story of service, suffering, sacrifice, selfishness, geskrewe basis om die familie te ondersteun. Bukile vir afsluiting vind. Hy was 'n familie voorvoerder. Enige ander relevante antwoord basis. So leerders, so ons het nou hierdie 2 vrae nog gedoen nou al klaar. Kom ons gaan gou na die derde vraag toe van die spotprent basis van die foto wat ons nou deurgelees het. 2.3.3 lewer kommentaar op of jy dink die geestelike reparasie van Sizwe Kondile afsluiting vir sy familie kon bring omdat daar geen begrafnis vir hom was nie basis. Die antwoord is as volg, ja. So die antwoord kan ja en nee wees basis. So ja, die geestelike reparasie het die geleentheid vir families en vriende geskep om sy geestelike oorskoot te begrawe basis. Hulle het hulle verlies aanvaar en was in staat om 31 jaar later afsluiting te vind. Die geestelike reparasie het die geleentheid geskep om die genesing en vrede te vind op die einde van die dag. Enige ander relevante antwoord wat
wat 'n verbintenis het met die vraag wat gevra word basies op die einde van die dag. So leerders, so ons het vraag 1 gedoen en ons het vraag 2 gedoen basies en dit is vir vraagstel 3 basies. So u het nou 'n oorsig gekry oor die brongebaseerde vraag vir vraag 2 op die einde van die dag basies. So kom ons gaan na nee toe basies. So leerders, ons het gesê nee. Ons het eers gesê ja, toe sê ons nee. So nou sê ons nee. Nou kyk ons nou wat is die antwoord vir nee basis. Nee is antwoord, daar is 5 antwoorde. Daar was geen oorspoed om te begrawe nie. Daar was net ceremoniële en 31 jaar later. Dit was net symbolies en nie 'n behoorlike begrafnis nie. Het ou wonde oopgemaak, enige ander relevante antwoord op die einde van die dag. So leerders, ons het nou gekom tot die einde van ons les. So ons het 'n oorsig gegee oor vraag 1 en vraag 2 vir vraagstel 2 basis op die einde van die dag. So gebruik maar hierdie vrae, hierdie bronne om te beoefen ook op die einde van die dag. Want as jy nie gaan die werk nie en dit self beoefen nie, gaan jy nie goed doen in geskiedenis as 'n vak nie. So leerders, baie dankie dat julle geluister het en basies sien u volgende keer. Dankie.